Kom ons kyk na die 5de manier hoe om vraagie 1 op te los en dit staan bekend vir die K-metode. Nou, die 5de manier waarmee ons gaan werk, as dit nou kom by vraagie 1, is substitusie. Nou, substitusie kom baie maal voor en dit is partykeer moeilik vir die kinders om dit te sien en hulle begin die sommetjie doen. Nou, die maklikste is wanneer hulle hierdie sien, is dit lyk verskriklik groot en jy werk met 'n x tot die mag 4. Want as jy nou byvoorbeeld daai hakkie gaan uitwerk, gaan jy x kwadraat min 4x, gaan jy maal met x kwadraat min 4x, want dit is tot die mag 2. Wat beteken x maal 'n x, gaan x tot die mag 4 gee. En sodra jy met 'n x tot die mag 4 werk, dan is dit regtig verskriklik moeilik en ons werk nie sommer met 'n x tot die mag 4 nie. So as jy nou daai hele vergelykige uitwerk, gaan jy op 'n hele string x tot die mag 3 of x tot die mag 3 en x tot die mag 2 en ons werk net nie met dit nie. So die beste gaan wees is, sodra jy sien, jy het 'n hakkie en jy gaan eventueel 'n 4 kry, dan trek jy jou sommetjie dood en jy doen wat ek nou doen, want dit is partykeer moeilik vir kinders om dit raak te sien. So, jy sien, jy sit met 2 hakies wat presies dieselfde lyk, met die waarde x kwadraat min 4x en x kwadraat min 4x. So sien jy werk met 2 hakies wat dieselfde lyk. So jy gaan skryf x kwadraat min 4x gelyk aan k. So jy gaan sê, stel x kwadraat min 4x gelyk aan k. So dit beteken, jy gaan hierso sit met 'n k kwadraat plus 5k plus 6 gelyk aan 0. Nou, in plaas van dat jy nou met x werk, werk jy met k's, maar dit presies dieselfde prinsip. Ok, soos wat ons nou gesê het, die faktore van 6 is, wat vir jou opgetel 5 gaan wees, is 2 en 3. So jy gaan werk met k, 2 en 3. En dan gaan jy nou sê, die simbole gaan dieselfde wees, albei gaan plusse wees. So dit gaan jy 2 hakkie wees. 'n k plus 2 en 'n k plus 3 gelykgestel aan 0. Nou gaan jy nog steeds vir k basies uitwerk. So jy gaan sê, k is dan gelyk aan negatief 2 of k is gelyk aan negatief 3. Maar nou in k se plek gaan jy die in substitusie. So jy gaan sê x kwadraat min 4x gelyk aan negatief 2 of x kwadraat min 4x gelyk aan negatief 3. Nou gaan jy weer eens vir x oplos. So jy gaan x, of jy gaan min 2 oorvat, so jy gaan x kwadraat min 4x min 2 gelijkgestel aan 0. En aan die kant gaan jy x kwadraat min 4x positief 2, positief 3 gelijkgestel aan 0. So wanneer jy oorvat, verander die symbool. Nou gaan jy vir x oplos. En wanneer ons na hierdie een kyk, dan gaan ons nou die formule gebruik wat negatief b plus minus b kwadraat min 4ac op 2a. Jou x-waardes gaan dus so wees, so dan gaan jy nou in substitusie en jy moet daai in substitusie skryf. So jy gaan sit met 'n negatief 4 plus negatief 4 kwadraat minus 4 tot die mag 8 maal met 1 maal met 2 op 2 1. So jy gaan 2 plus wortel 2 kry, of as jy nou jy negatief gaan in substitusie, gaan jy x gelyk aan 2 negatief wortel 2. So wanneer hulle sê, dan gaan jy nou na jou toets kyk en sê tot watser desimaal, maar ek gaan sommer nou so los. Nou gaan ons kyk na die kantse een. So wat is die faktore van 3? Wat vir jou opgetel 4 gee, gaan 1 en 3 wees. So jy gaan 'n x en 'n x
'n 1 en 'n 3. Die simbole gaan dieselfde wees, albei gaan negatiewe wees. So x negatief 1, x negatief 3 gelyk aan 0. So x is dan 1 of x is gelyk aan 3. In die geval, wanneer jy altyd substitusie met soos 'n k of 'n enige veranderlike, maar ek gebruik altyd k, dan gaan jy altyd 4 antwoorde kry vir jou sommetjie.